Kan ek en jy Vader se aandag kry? Kan ons die aandag van Jahwe na ons lewe toe kry? Is Vader ooit bewus van ons eie persoonlike lewe? Of is hy so besig om aan almal aandag te gee dat jy as mens raak baie keer verlore? Ek is so dankbaar dat ons dien 'n God wat almagtig is. Halleluja. Hy's nie 'n mens nie. Hy's nie 'n mens nie. Ons as mens, ons vergeet baie keer. Daar kom baie keer WhatsApps deur en 'n mens kyk na 'n WhatsApp en dan vergeet jy van hom en dan vergeet jy dat daar mense is wat met jou kontak gemaak het. Ons skeep baie keer mense af, selfs ons eie kinders. Een kry dalk nie meer aandag as die ander een. Dis hoe dit is in hierdie lewe. En veral wanneer jy onder druk is en veral wanneer daar baie mense is wat jou aandag soek, dan raak dit baie keer te veel om aan almal dieselfde verlangde aandag te gee. Maar nou kom die vraag, kan ek Vader se aandag na my kant toe trek? Let hy op na my lewe? Is hy bewus van wat in my lewe aangaan? Is hy bewus van waarmee ek besig is en ken hy my situasie en my omstandigheid? Ek wil vandag vir jou sê dat ja, Vader weet wie jy is. Vader ken jou by die naam. Halleluja. As hy die sterre wat hy geskape het, en daar is biljoene sterre in die hemel, as hy elkeen op sy plek gesit het, en hy ken elkeen by sy naam, hoeveel te meer ken hy jou nie? Hoeveel te meer weet hy nie van jou omstandigheid en jou situasie nie? Maar ek wil jou gou vat na die woord toe, want eerstens moet ek en jy bewus wees dat Vader se aandag kom na ons kant toe wanneer ek en jy in 'n spesifieke lewe funksioneer. Wanneer ons sekere dinge doen, kan ons Vader se aandag na ons kant toe trek. So wanneer ons nou natuurlik in sonde en ongeregtigheid lewe, dan is sy fokus nie op ons nie. Sy fokus is nie op ons nie. Sy fokus is op ons wanneer ons wandel in geregtigheid, wanneer ons wandel in gees en in waarheid. Ek lees in die boek van Job hoofstuk 2, kom die duiwel en hy vertoon hom voor Elohim saam met die seuns van Elohim. Hy toon homself. En Vader praat met hom, Vader Jahwe praat met hom en sê vir hom, hoor hierso, waar kom jy vandaan? Nee, oor 'n swerftog oor die aarde. En weet jy wat sê Vader Jahwe? Hy sê, het jy opgelet na my knegt Job? Daar is niemand soos hy nie, vroom en opreg onder sy tydgenote. Weet jy, Vader se aandag was op hom gewees vanweë die feit dat daar geregtigheid in sy lewe is, vanweë die feit dat hy opreg is in alle aspekte van sy lewe. So Vader se fokus was op hom gewees. Nou wil ek jou vat na die woord en ek wil vir jou ietsie lees. Nou, dis die woord wat vir ons kom praat, met ons kom praat om vir ons te sê, ouens, dis hoe ek en jy moet funksioneer om Vader se aandag na ons kant toe te trek. Want ons kan dit doen. Ons kan dit verseker doen, net soos wat toe Job in opregtheid gelewe het, was Vader se fokus daar. So kan ons ook vanweë ons lewe van geregtigheid Vader se oë op ons hê. Want die woord sê ook, en ek dink is in die boek van 2 Kronieke, wat hy praat van die feit dat Vader se oë deurloop hierdie hele aarde, om diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is, kragtig te ondersteun. So Vader soek iets van ons kant af, sodat sy hand geopenbaar kan word, en sodat ons Vader se aandag na ons kant toe kan kry. Nou luister wat sê die woord in Jesaja hoofstuk 66 vers 2. Hy sê hierso, ek let op hom wat arm is en versla van gees en wat bewe vir my woord. So Vader let op. Hy let op en hy kyk en hy sien die wat nou natuurlik nommer 1 arm is en versla van gees. Nou wat beteken dit? Dit beteken ek is in nederigheid voor die lewende God. Ek is arm en verslaaf van gees. Met ander woorde, ek is soos 'n bedelaar, soos 'n boemelaar wat na die lewende God toe kom in totale afhanklikheid.
in totale afhanklikheid. Vader verwag van my en jou om in totale afhanklikheid te lewe teenoor hom. In ander woorde, het gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor jou kwalifikasies nie, dit gaan nie oor jou vermoë nie, dit gaan nie oor wat jy bereik het nie, dit gaan nie oor wat jy in die bankrekening het nie, dit gaan glad nie oor jou nie, dit gaan alles oor die skepper van hemel en aarde. Dis wat Vader se aandag trek, wanneer ek en jy in totale afhanklikheid na hom toe kan gaan. In totale afhanklikheid. Hy sê, hy let op hom wat arm is en verslaaf van gees. Met ander woorde, ek het hom nodig in my geestelike lewe. Ek het hom nodig in alle aspekte van my lewe. Ek is in totale nederigheid en in 'n totale afhanklikheid teenoor die skepper van hemel en aarde. Dit beteken ek kan niks by myself doen nie. En ek wil ook niks by myself doen nie, want ek besef waar my hulp vandaan kom. Ek besef waar my krag vandaan kom. En ek besef wie is saam met my. Hy is nou natuurlik my rots en my toevlug. Sonder die reddende regterhand van Jahwe kan ek niks bereik nie, mense. En daarom, die oomblik wanneer ek en jy so kan funksioneer, dan gaan ons die aandag van Jahwe trek na ons. Die tweedens, hy sê, en wat bewe vir my woord. Wat beteken dit om te bewe vir sy woord? Dit beteken dat hierdie woord, die woord wat Jahwe gespreek het, is in jou lewe die hoogste gesag. Met ander woorde, dit gaan nie net oor wat op die papier geskrywe staan nie. Dit gaan oor jou liefde vir sy woord. Dit gaan oor jou totale afhanklikheid teenoor sy woord. Met ander woorde, wanneer jy die Bybel oopmaak, dan bewe jy eintlik vir sy woord. Met ander woorde, jy het 'n heilige ontsag, jy het 'n liefde en jy het 'n vrees vir sy woord. En so terloops, wie is die woord? Dis nou natuurlik Yeshua. Yeshua het vlees geword, hy is die woord en die woord het vlees geword. So ek en jy moet hom vrees. Ek en jy moet hom lief hê met ons hele hart en met ons hele siel, met al ons krag. En Vader verwag van ons dat ons hierdie aspekte in ons lewe moet hê, sodat sy aandag na ons kant toe kan kom. Wil jy die aandag hê van Jahwe op jou lewe? Dat hy sal sien waarmee jy besig is? Dat hy sal bewus wees van jou storm en jou omstandigheid? Wil jy dit hê? Wil jy hê dat Vader moet saam met jou wandel? En hy moet saam met jou wees met elke storm en elke omstandigheid en selfs elke aanval? Wil jy hê dat Vader moet oplet na jou? Dan moet jy 100% in afhanklikheid teenoor hom lewe. Dan moet jy in vrees wees vir Jahwe ons Elohim. Nie vrees soos wat die wêreld vir ons gee nie, maar 'n liefde, 'n heilige ontsag vir die skepper van hemel en aarde en vir sy woord. Ek sien dat die woord word baie keer in mense, word dit eenkant gestoot. Ek sien die woord is in baie mense se lewens nie meer belangrik nie. Ander dinge is belangriker as wat die woord is, want Vader sê eintlik, die wat bewe vir sy woord, met ander woorde, as ek die Bybel oopmaak, moet ek in versigtiging wees. Ek moet eintlik in gereedheid kom om te sê, nou gaan die skepper van hemel en aarde met my persoonlik praat, en ek het hierdie heilige ontsag, en ek begin bewe vir sy woord, vanweë die feit, dat hy nou persoonlik met my gaan kom praat. Ek het al soveel keer gekry waar ek bid en ek praat met Vader en ek maak my Bybel oop en ek maak my woord oop en ek begin lees en Vader praat met my direk in my omstandigheid, in my situasie, en dit waarvoor ek gebid het, antwoord Vader my uit sy woord uit. So hoe kan ek enigsins hierdie woord eenkant sit en verwag ek moet so lewe en verwag dat ek moet Jahwe se oë op my gefokus hê, as ek sy woord nie eens deel maak van my lewe nie. As sy woord nie deel vorm van my lewe en wie ek is nie. Daarom wil ek hierdie woord vir jou gee, sodat jy kan weet vandag, wat jy as mens moet doen, om die aandag
van Jahwe ons Elohim, sy oë op jou gefestig te kry, sodat hy jou kan deurhelp, sodat hy jou kan ondersteun, sodat hy jou kan oplig met sy reddende regterhand, sodat jy die almag en die teenwoordigheid van Jahwe sal ervaar, en dat hy jou sal deurdra deur elke storm en elke aanval en elke situasie wat jy dalk ervaar. Met die wete, dat maak nie saak waardeur ek gaan nie, Jahwe se oë is op my gerig. Halleluja! So ek wil hierdie vir jou kom gee vandag, en hierdie is eintlik 'n bousteen, sodat daar 'n herstel kan kom in jou lewe. Sodat maak nie saak waarmee jy besig is en wat jy doen nie, dat jy altyd die hand van Jahwe in jou lewe sal hê, wat jou ondersteun en jou help. Halleluja! Nou ja, van my kant af, Rian Abri, dit was weer eens 'n voorreg om met jou te kan gesels, en ek kan nie wag vir 'n Vrydag om hierdie met jou te kan kom deel nie. So mag jy geseënd wees, geniet jou Vrydag, tot volgende keer, Shalom.